Goeiemôre. Jy luister na die 61ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Die tema vir oggend is Probleme in die Paradys. Geen kind wat in hierdie wêreld gebore is, het al ooit 'n volmaakte kinderlewe gehad nie. Ons gesinne van herkoms volg nie perfek, volmaak die patroon van verbond, genade, bemagtiging en intimiteit, soos ons Vrydag daaroor gepraat het nie. Hoe nader ons gesinne van herkoms egter aan daardie patroon was, hoe heeler en gesonder was ons kinderjare waarskynlik. Verskeie studies van regoor die wêreld toon aan dat daar 'n verband is tussen die ervarings uit die kinderjare en die traject van ons welstand as volwassenes. Kinders wat deur hulle ouers of primêre versorgers mishandel of verwaarloos is beslis meer geneig daartoe om geestesgesondheidsprobleme en ook leerprobleme te hê as kind, wanneer 'n mens dit vergelyk met kinders wat gelukkig en geborge kinderjare gehad het. En tog, ervaring leer ons dat sommige kinders wat in baie gelukkige omstandighede groot geword het, later in hulle lewens geweldige verkeerde keuses maak. En ons sien dat kinders wat onder baie slegte en selfs traumatiese omstandighede groot geword het, uiteindelik besluite geneem het en keuses gemaak het, wat hulle lewe in 'n positiewe rigting laat verloop het. Een van die belangrikste faktore, dit dui die Harvard-studie en ander studies aan, is dat die kinders wat minstens een betroubare, goeie en getroue volwassene in hulle lewe gehad het, wat hulle gekoester en beskerm het, wat ontferming oor hulle geneem het, beskikbaar was en emosioneel in hulle belê het, 'n beduidende positiewe effek op daardie kind se toekoms uitgeoefen het. Sommige kinders floreer selfs ten spyte van daardie neerdrukkende omstandighede. Kom ons neem die voorbeeld van Neil McCarthy uit ons boek The Good Life. Uit die aard van die saak is dit 'n skuilnaam. Neil het deel gevorm van die Harvard-studie sedert hy 'n tiener was. Hoewel sy ma af en toe alkohol misbruik het dinge skielik suid gegaan in hulle huishouding nadat daar die eerste onderhoud met hom gevoer het. Teen die volgende onderhoud was dit reeds duidelik dat sy ma alkohol misbruik het op groot skaal. Die konflik tussen sy ouers het verhoog. Die beklei, geskree, geweld, selfs beserings het sy angs erger en erger gemaak. Hy het in die middag na skool los werkies gedoen om te help kos en klere koop. En uiteindelik toe hy matriek klaarmaak, het hy nog 'n rukkie lank probeer aanbly, so lank as moontlik, om te kyk dat dinge reg verloop by die huis. Maar toe hy 19 jaar oud was, kon hy dit nie langer uithou nie en het hy pad gegee. Ons weet, so 'n kinderlewe kan iemand in enige rigting druk. Daar is mos die bekende fabel van die twee boeties wat saam groot geword het. Die een het 'n boemelaar en die ander het 'n dokter geword. Toe hulle vir die seun vra wat 'n boemelaar geword het, "Waarom het jy boemelaar geword?" het hy geantwoord, "My pa was 'n alkoholist gewees." Toe hulle vir die boetie vra wat 'n dokter geword het, "Waarom het jy 'n dokter geword?" was sy antwoord, "My pa was 'n alkoholist." Dieselfde omstandighede, maar tog 'n ander keuse. Neil McCarthy het jare later vir die navorsers van die Harvard-studie gesê, "Toe ek by die huis weg is, het ek geweet, dis nie die lewe wat ek wil hê nie. Beklei, gedrink, geskree. Ek wou nie gehad het my kinders moet so iets ervaar nie, en ek self wou verseker nooit weer so lewe hê nie." Neil het 4 kinders van sy eie gehad. Die oudste seun en dogter was 'n tweeling. Die seun het 'n CA geword en sy dogter het voortgegaan om 'n PhD te voltooi in aptekerswese. Sy was die eerste een wat 'n PhD voltooi het in haar familie. Die middelste seun het jonk getrou en met sy vrou weggetrek, maar steeds goeie kontak met die gesin behou. Die jongste dogter, Lucy, het van kleins af komplikasies gehad.
Later het Neil vertel dat hy waarskynlik 80% van sy tyd aan Lucy spandeer het, vanweë haar worstelinge, en die ander kinders moes met 20% klaarkom. Hoewel hulle nooit gekla het nie, en vir Lucy geweldig ondersteun het, veral die oudste boetie, voel hy tog skuldig daaroor. Wat hulle nie besef het nie, is dat Lucy, soos haar ouma, later haarself aan alkohol begin vergryp het. Ek vertel vanoggend hierdie verhaal uit die boek The Good Life, net om te bevestig dat The Good Life en ons gesinslewe nie ongekompliseerd is nie. Ek weet dit, jy weet dit, ons almal weet dit. Die lewe is nie eenvoudig nie. Gesin wees is nie 'n reguit lyn van geluk na die paradys nie. Lees maar net die Genesis verhaal. Dis 'n handboek van disfunksionele gesinne. 'n Mens wil graag glo dat alle probleme oorkom kan word. Miskien is dit goed om dit te bly glo. Maar dit is nie altyd so eenvoudig nie. Ons beste drome, grootste drome, mooiste vooruitsigte, selfs ons afwagting dat die lewe mooi sal verloop, kry soms 'n groot terugslag. Ons beleef teleurstellings in onsself, ons kinders, en ons ouers. Ja, totdat ons in die hemel is, lyk dit vir my of ons pad op aarde nie altyd 'n reguit pad is nie. Mag ons egter altyd, tot die uitkoms daar is, totdat ons oorwin, aanhou lief hê, aanhou hoop, aanhou glo. Kom ons vra die Here om ons daarmee te help. Hemelse Vader, ons vra dat U ons ouers, ons kinders, sal vul met U Heilige Gees. Dat ons die vrug van die Heilige Gees in ons lewe sal bly inoefen, om lief te hê, om blymoedig te leef, vrede te maak, geduldig te bly, vriendelikheid na te streef, goedhartig te wees, getrou te bly, sagmoedig te wees en selfbeheers te leef. Ons weet dat ons aan Christus Jesus behoort en ons kruisig ons hartstogte en ons begeertes wat nie in pas is met U Gees nie. Help ons om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help ons om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond ons siel, o Heer, dat ons onsself bly ondersoek en ons harte voortdurend tot U bekeer. In Jesus naam, amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.